Here Jesus, U naam is waardig om al die lof en al die eer en al die aanbidding te ontvang. U is waardig. Amen. Is daar enige woord, visioen, enige droom wat gedroom was? Goed, ek wil net hê Natasha moet gou-gou vir ons 'n opsomming gee van die intersessie en daarby wil ek ook vir julle uitnooi, die van julle wat kan, so 8:15, dan het ons intersessie vir die dag, maar ook vir die gemeente en is altyd so lekker om te hoor wat die Here sê en te sien wat ons bid. Pastor Isaac, it's so good to have you with us. Sy môre almal. Vanoggend se intersessie, toe ons begin bid, het ek net gesien hoe daar vars salwing op Fransie neerkom van die hemel af, maar soos 'n diep stroom. Dit was 'n hele klomp en die olie was gevul met frankincense en mirre. Nou as ons kyk na frankincense, is dit die sweet rising smoke that represent the prayers of the believers ascending to God and signified the presence of God. So dit is absoluut daai nuwe plek en dit is daai intersessie wat ons in die oggend ook bring en ek wil regtig, soos wat Fransie gesê het, julle aanmoedig om saam met ons te kom bid, want dit is so, ons bou saam met God wat hy wil doen en ons berig basies die platform vir wat hier gebeur. En dan het ek die mirre is dis salfolie wat gebruik was om priesters, profete en konings te salf in die Ou Testament. So ek dink jy kan, ja. Woord wat uit is dat die Here is besig om konings op te rig, priesters en konings op aarde op te rig. So vir my was dit so relevant geweest. Ek wil hê voor ons begin, wil ek net eers, ek het so dankbaarheid, so 'n lofoffer teenoor die Here in my hart, veral as ek kyk na wat buite aangaan. Sarel, kom bid asseblief en sê namens die Here, die boere vir die Here, dankie vir hierdie wonderlike reën. En Rudolf, dan wil ek hê ons moet bid vir Suid-Afrika, dat jy vir ons sal bid. Ons in hierdie land moet nie kla oor wat aan die gang is en wat gaan gebeur as ons nie bid nie. Amen. Dat ons 'n gemeente is wat ernstig is om te bid vir ons land. Here, ek is vandag baie dankbaar vir die reën wat geval het. Here, U weet hoe nodig ons dit self gehad het, hoe droog dit was. Here, daar's 'n paar mense wat gehaat het, maar Here, ons sê vir U baie dankie vir dit wat geval het. Here, U is altyd getrou. Here, U is ons voorsiener. Ons voorsiening, Here, kom altyd van U af. En U is ons voorsiener, Here. Ons kyk na U. Here, ek bid dat U die res van die seisoen sal seën. Dat ons elkeen wat hierso is ook sal seën. Here, met U oorvloed, Here. Here, U is 'n genadige God, Here, en alles wat ons ontvang van U af is net genade. Here, en ek sê weer eens vir U baie dankie vir die reën wat geval het. In Jesus naam. Amen. Dankie Sarel, dankie Rudolf. Here, dankie dat ek hier kan staan en dat ek hierdie land Suid-Afrika voor U kan ophou. Here, en ek wil vir U vra, ag sal U asseblief met ons wees in hierdie land. Here, sal U asseblief die regte mense op die regte posisie sit vir dit wat kom ook vir hierdie jaar vir ons, Here. Vaders, wat ons vandag hier staan, weet ons nie wat gaan gebeur in die toekoms met enigiets wat in die buiteland gebeur nie, Here. En ek wil vir U vra, Here, laat elke persoon tog sal rustig word en dat hulle nie warm spronge sal maak nie, Here, nie die boere nie besighede nie, niks nie, Here, want dit is so ons staan en dit lyk of vir kort termyn of dit baie deurmekaar gaan wees, Here, en ons vra vir ons wil dit ook voor U voete neersit, Here. Dat elkeen van ons sal rustig wees en dat ons sal hoor wat U hart is, Here. Here, ek sê vir U dankie vir die boere wat al so bietjies begin stroop ook, Here, en waar dit regtig goed lyk, Here, hier by ons, en ek sê vir U dankie, Here, mag ook bid vir die boere in die res van ons land waar dit nie so goed lyk nie, waar al 'n week terug begin dooi sojas en mielies en goed gestroop het, Here. Vir U vra, Here, hou U hand oor elkeen, Here. U weet hoe elkeen se pad moet wees en U weet hoe hierdie ding moet uitspeel. Here, help ons dat ons op ons knieë sal bly voor U, Here, en dat U hierdie pad sal maak vir ons. Vader, ek vra asseblief vir hierdie land van ons, dat ons hierdie land sal opdra aan U, Here, dat U daadwerklik sal ingryp in hierdie land met die beeste wat siek is, Here, met elke liewe ding wat vir ons deurmekaar lyk, Here, en dat ons uit en uit op U sal vertrou. Here, en ek vir U vra
daar waar daar uitsprake gemaak word teen U en teen ander lande en goeders, Here, wat ook nie reg is nie, waar dit witchcraft is, Here, ek wil vir U vra, help tog dat ons daar ook teen sal bid en dat ons op 'n plek sal staan saam met U, Here, dat ons hierdie land nog steeds sal ophou vir U. Vra dit in Jesus naam. Amen. Amen, wonderlik. Ek wil vir julle sê, ons as kinders van die Here weet dat ons begin onsself voorberei al vir Pesach hierdie jaar. Wat vir my so belangrik is om te weet, elke jaar kom die Here en hy gee vir ons 'n openbaring waar ons is in daai jaar van wat hy in ons lewe wil doen. So maak seker dat hierdie tyd van evaluasie alreeds begin. Ek wil graag hê ons moet hierdie jaar met Pesach, want dit is wat ek van die Here kry. Moet ons die 1, 2 en 3 April moet ons in 'n vas ingaan as 'n gemeente. Die 5de het ons gemeente ete wat ons almal lekker saam mee gaan eet. Daar wil ek ook sê ons weet dat ons elke jaar 'n wonderlike Pesach ete het en ek wil vra Etienne en Lizaan sal begin praat daaroor om die reëlings te tref en nou ja, ons sal weer vra die vrouens wat so geseënd is om plaasvrouens te wees en diere te hê, ek dink hulle sal vir julle vra, die wat kan om skaapboude te gee, die res van die kos gaan hulle uitwerk tussen hulle en sê wat ons gaan doen. 2026 is net eenvoudig 'n jaar wat ons reeds so baie laat sien, toe die Here die begin van die jaar gesê het, ek is die God wat sy seisoene in my hande hou en leiers aan en afstel. Dan besef ons sommer net op die wêreldprentjie, hoe het hierdie hele woord al verandering gebring oor die hele wêreld. Dan besef ek, dis 'n ernstige jaar. Nou die woord van vanoggend is ernstig, maar ek wil eers hierdie bemoediging vir ons gee. Want baie keer as die woord so swaar en verantwoordelik is, dan het jy amper die plek van, gaan ek dit maak? En dis nie waar ons behoort te wees nie. Ons moet wees op die plek van, as hy iets sê, is hy by magte om dit deur my te doen, en my te transformeer om in daai plek te kom van die woord. Amen. So 2026 is baie oor gesê al, maar 6 is ook die getal van die mens, die 6 is die getal van die mens. En ons weet, as ons kyk na 6, dan is daar baie goed wat ons kan sê, is die getal van die mens, die getal van ons vlees, ons op die 6de dag geskape. As jy medies gaan kyk, is dit verstommend om te sien hoeveel 6e is daar in ons ingewande, in ons hele liggaamse struktuur. Ek wil nie daarop ingaan nie, dit gaan te lank vat. Maar wat ek vir julle wil sê is, ja, en as ons sterf, dan word ons 6 voet onder die grond geplaas ook. 6 is 'n getal van die vlees. Maar as ons kyk na die eerste verbondsplek in die Nuwe Testament waar Jesus bedien het, is dit die Kanaan bruilof, né? 'n huwelik is altyd 'n verbond. En op daai plek wat vir my so geseën het daar en wat vir my seën van 2026 is dat jy kom op 'n plek waar jy weet wat ek en jy ook al moet doen in die gees, skiet ons tekort. Ons word leeg. Ons word leeg. Net soos daai wyn leeg geword het. Daar was 6 kanne wat vlees verteenwoordig. Maar as ons dan die woord van God vat, die water, en ons begin ons vul met die woord van God, dan verander dit in wyn wat oorwinning beteken. So 2026 is die jaar waar God gesê het, hy wil homself aan ons openbaar en homself in en deur ons ontsluit, onthou julle. Nou wat vir my so seën van hierdie hele gelykenis, hierdie hele, is nie 'n gelykenis gewees nie, is 'n gebeurtenis gewees, hierdie hele plek waar Jesus bedien het, is dat, maak nie saak waar ek en jy is, en of ons dink ons lewe is in hoë gemors en hoe die mekaar, en as ons dit vir die Here gee en hom vra om in te kom, dan verander hy dit in sy oorwinning. So dis 'n belangrike ding wat ek wil hê ons moet vanoggend aan dink terwyl ek hierdie woord vir ons bring. Eergisternag
Dit was baie vroeg in die oggend, dit was eintlik maar nog nag gewees. Toe sê die Heilige Gees vir my, Fransie, sê vir my mense, dis hulle keuse, of hulle van die dwaase maagde gaan wees, of van die wyse maagde gaan wees. Daar is nog tyd. En ek dink daaraan, ek dink, sjoe, dit is eintlik so 'n ernstige woord. En die Here het so met ons gepraat oor, dit is die tyd van die maagde waarin ons nou lewe. En ek besef, ja, dit is die waarheid. Ek en jy het 'n keuse oor dit. Watter gaan ons wees? En ek gaan toe dadelik na die skrif toe in Matteus 25 vers 7 tot 12. Then all those virgins got up and put their own lamps in order, and the foolish said to the wise, give us some of your oil, for your lamps are going out, our lamps are going out. But the wise replied, there will not be enough for us and for you. Go instead to the dealers and buy for yourselves. En dan ken ons die hartseer storie, maar terwyl hulle weg is om te gaan koop, het die bruidegom gekom en die deure het toegegaan. En die Here fokus my op koop. Wat beteken dit? Wat het dit beteken dat daar 5 wyses was wat genoeg olie gekoop het, maar daar was 5 dwaases wat nie genoeg olie gekoop het nie. Wat is die betekenis? En hoe verander ons dit in hierdie tyd in ons lewe? Voordat ek daar aangaan, wil ek gaan na na Exodus 31 toe. En vir my was hierdie 'n openbaring in hierdie week, wat my hele denkwyse en die manier wat ek bid, kom verander het tot 'n mate. En vir my absoluut die erns laat besef het van die woord van God. Nou in Exodus 31 weet ons is die hele scenario daar, waar God met sy eie vinger op die kliptafels, die woord, soos ons het ken, die 10 gebooie, die instruksies vir die volk, geskryf het en vir Moses gegee het. Die vooraf gedeelte van Exodus 31 wil ek tog vir julle uitlig. Onthou in Exodus 20 het die Here die 10 gebooie soos ons het ken gegee, nê? Exodus 31 kom die Here en hy kom lig van hierdie 10 gebooie die Sabbat uit. Voordat hy die woord vir ons gee. En ek het hierdie week eers regtig besef hoe belangrik is die Sabbat. Want ek werk met jong leiers wat vir my sê, Tannie Fransie, my lewe is so besig. Ek kan nie tot rus kom nie. Ek kan nie regtig die goed op plek sit wat ek moet op plek sit nie. En hierdie een jong leier sê vir my, en die Here praat met my en sê, dis omdat ek my goed wil doen vanuit 'n plek van besig wees en nie vanuit sy rus nie. En ons het almal besige lewens. Op verskillende plekke. Maar as ons nie ons besige lewe gaan begin inrig vanuit God se rus nie, gaan ons dit nie maak nie. Dis net eenvoudig so. En daarom het die Here 'n dag geheilig en op sy gesit. En ek wil nou nie op die Sabbat ingaan van Saterdag en Sondag nie. Ek wil gaan op hierdie prinsip van die Here. Daar moet 'n dag wees wat jy afsonder en net aan hom eer, wat jy al jou ander goed los. En waar jy genoeg tyd het om in die woord in te gaan en toe te laat, dat die Here met jou praat. En dat die Here vir jou lei en dat jy in God se rus ingaan. Dat jy genoeg tyd het om daai openbaring van wat God se woord is en wat dit in my lewe behoort te beteken, dat ons op daai plek kom. Maar hy kom en hy sê, and he gave unto Moses, when he made an end of the communing with him upon the Mount of Sinai, 2 tables, testimonies
tables of stone written with the finger of God. En die Here laat my ingaan op die woord gee. Wat het gebeur toe God sy woord vir ons gegee het? Die eerste keer deur Moses. Daai woord gee beteken Nathan. Maar die Here sê, gaan kyk na al die wortel verklarings van hierdie woord, dat jy 'n verstaan kan kry, wat het ek gedoen toe ek die woord vir julle gegee het. En die woord Nathan, daar's baie woorde van ontstaan, dis 'n raamwerk, daar's 'n hele klomp woorde wat dit beteken, maar die Heilige Gees fokus my op. Toe hy dit vir ons gegee het, Nathan beteken, I trade it with you. Dis 'n trading. En hy gaan na die tafels toe en hy sê die tafels se betekenis, weet ons, is steen, wat verwys na Jesus, die hoeksteen. Maar daai tafels was 'n getuienis, wat stikkend gegooi is daar, omdat Moses so kwaad geword het. Maar daai tafels vandag is in ons hart gegraveer. Hy het gekom en hy het vir elke een van ons die persoonlike verantwoordelikheid kom gee, wat maak ek en jy met die woord van God? En wat se plek het die woord van God in ons lewens? Die sleutelwoord van testimony is etwa, wat beteken dan testimony, maar dit beteken, dis 'n duplikaat wat ek vir julle gee, maar julle moet dit repeat hier op aarde. Ek kom trade met julle. Die woord is nie, ek lees die woord van God nie. Die Here het dit vir ons gegee met die spesifieke idee, dat as ek en jy daai woord lees en ontvang, dan trade hy met ons. Hy verwag dat die manifestasie van daai woord 'n realiteit in my lewe gaan word, dat ek saam met hom en die Heilige Gees sal werk, om die woord, die vrug van die woord in my lewe te kry. Want my lewe moet 'n recording speel vir die wêreld, van dit wat ek ontvang het. Daai duplikaat is in my lewe en in my hart. Maar ek en jou verantwoordelikheid is, ons moet 'n recording wees. Want wat het Paulus gesê? Julle is briewe wat die wêreld lees. Onthou die wêreld, meeste van hulle, lees nie die woord van God nie. Maar die wêreld lees vir my en jou. En daarom moet dit 'n geur wees, wat lewe bring en nie dood bring nie. So, as ek en jy na Spar toe gaan, en ons gaan koop iets, dan verwag ek dat ek waarde gaan kry vir my geld, nê? Dis die basis van trading. En dis wat die Here vanoggend vir ons sê. Ek gee my woord vir julle. Hoeveel van ons is opgewonde in die week as ons sê die Here het vir my 'n revelation gegee? Want hy doen dit gedurig. Maar hy verwag die waarde van daai revelation uit my en jou lewe uit. En die erns hiervan het die vrees van die Here op my gebring, op 'n manier wat ek min in my lewe gehad het. En ek het net daar besef en gesê, dis hoekom ek begin het met die 6, ons vlees. In my vlees het ek nie vermoë om die vrug voor te bring wat God van my wil hê nie. Maar saam met Jesus en sy Gees in my, as ek daai woord neem en sê, Here, ek wil nie net 'n gedagteverandering hê nie, ek wil 'n transformasie hê deur u woord. Want ek besef nou, u wil die vrug van u woord deur my lewe gebruik. Ons praat baie van evangelisasie. Hoe lyk ons verhoudings met mekaar en met ander mense, veral ons as kinders van die Here? Wat kry hulle? Watter vrug kry hulle? Die vrug van die woord of die vrug van ons vlees? En ek besef dat ons verhouding het 'n plek van trading. En ek en jy het 'n keuse. Wat gaan mense in ons lewens kan kry as 'n vrug? Gaan dit wees wat lewe bring of wat dood bring? En ek besef dat die Here het nooit bedoel dat sy woord net 'n woord moet wees vir ons om te lees, te verstaan
en te verkondig nie. Hy het dit in die eerste plek gebring as 'n trading. En ek en jy moet die vrug daardeur gee wat hy sy woord stuur om in ons lewe te doen. Jesaja 55 vers 12 sê, wanneer my woord uit julle mond uitgaan, sal dit nie leeg terugkeer nie, maar dit sal bereik presies waartoe dit gestuur word. Hierdie klip, hy het dit op kliptafels vir ons gegee. Die woord van klip is bana, wat beteken to build a stone. Ek en jy is geroep om 'n steen te wees in die geestelike tempel wat God bou. Die steen wat afgekeer is en verwerp is Jesus. Maar deur sy offer het hy vir my en jou die plek gemaak wat daai steen in ons harte is, met sy woord opgegraveer. En as ons kyk na hoe belangrik dit is, in 2 Petrus 2 vers 5 sê hy, Petrus skryf hier, you believers are living stones. Ek en jy is lewendige stene. Met ons keuse van wat ons met die woord van God doen. Onthou hy die begin van die jaar vir ons gesê, glo julle my woord of glo en gehoorsaam julle my woord. Gebruik hy ons en vorm hy ons om presies in die plek te pas waar hy ons geskaap het om te wees, in hierdie groot tempel wat daar in die gees staan. You are being built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood to offer spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. Ek en jy moet begin. Ons lewens moet op 'n plek wees waar ons vir God plesier bring. Waar ons nie toelaat dat maatstawwe op aarde of in ons eie lewe vir ons meet om te sê ons is okay in sekere plekke nie. Ons moet God plesier, nie die wêreld nie, nie ons familie nie. Ons moet God plesier. Openbaring 3, I've created you to my pleasure. En ek voel ons op 'n plek waar die Here vir ons kom konfronteer om ons te vorm, laat hy toelaat met sy woord om ons al hoe meer en meer te vorm, dat ons kan inpas in die plek wat hy vir ons voorberei het, hier op aarde reeds. En ek besef ons het so 'n belangrike plek, want ons het 'n fondasie gekry van die woord, en op hierdie fondasie moet daar gebou word, en ek en jy is die stene, maar Jesus Christus is die een wat die meesterbouer is. As hy in sy gees nie in en deur ons bou nie, kan ek en jy niks doen nie. Dit is so belangrik. En wat vir my so wonderlik is, daar staan dat die vinger van God het die woord vir ons geskryf. Daai selfde vinger van God het die woord in ons harte ingegraveer deur die offer van Jesus. En die woord vir God daar is Elohim, wat beteken die skepper. Die een wat ons geskape het ons geskape met die wete dat dit waarvoor hy ons geskape het, voorsien hy alles. Ek en jy hoef niks te gedoen het nie. Hy voorsien alles. Maar ons moet dit wat hy voorsien in ons lewe aktief maak en lewendig maak. Ons het niks op hierdie aarde met ons roeping en die pad wat ons moet loop, waar ons enige gebrek gaan hê as ons met die Here align nie. En dis vir my so 'n wonderlike plek van gerusstelling, wat ek en jy moet weet, dit is wat die Here vir ons gedoen het. Hy het sy woord vir ons gegee, maar hy kom en hy sê vir ons, dat as ons sy woord ernstig opneem, dan sal ons toelaat, dat ons elke dag tyd in sy woord spandeer, om te sien en te hoor wat hy vir ons sê. En daai plekke, wat nou so volop is, in die woord van die Here, waar hy vir ons transformasie gee, dis so 'n wonderlike plek hierdie, want hy het gekom en hy het vir ons oopgemaak,
alles wat nodig is vir ons om op die plek te kom waar hy wil hê ons moet wees. Toe hy vir my die skrif gee van die maagde wat moes gaan koop het, toe sê die Here vir my, gaan 'n bietjie en kyk wat beteken hierdie koop. Hoekom het daai 5 maagde dit nie gemaak nie? Want koop beteken, as jy gaan kyk na daai woord van koop, is dit ook 'n trading. Dan beteken dit, daar is 'n proses van die woord van God, wat ons, die Heilige Gees moet toelaat, om vir ons te vorm, om op die plek te kom, waar ons gevul is met die salwing van Jesus, die gesalfde een, wat ons kan laat kwalifiseer. En ek sê vir die Here, waarna moet ons kyk? En die Here vat vir my, ons weet in Matteus, in Jesaja, roep die Here ons en hy nooi ons uit en hy sê, net gou by die skrif kom. Hy sê vir ons, kom en kom koop. Wait and listen, everyone who is thirsty, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Yes, come buy priceless spiritual wine and milk without money and without price, simply for the self-surrendered that accepts the blessing. Hy kom en hy sê, al wat ek van julle wil hê, is julle totale oorgee na my toe. Julle het nie geld nodig om te koop nie. Ek het klaar die prys vir julle betaal. Julle kan vrylik kom en dit kom koop. Maar hy vat vir my na Openbaring 3 toe. 'n Skrif wat vir my baie belangrik is en wat ek baie keer bid ook. En hy kom en hy sê, in Openbaring 3 gee hy vir ons die uitnodiging en hy sê vir ons, maar voor hy die uitnodiging gee, sê hy eers, so because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I have grown wealthy, and I am in need of nothing. And you do not realize and understand that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Therefore, kom hy, en hy sê, I counsel you to purchase from me gold refined and tested by fire, that you may truly be wealthy, and white clothes to clothe you, and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see. Those whom I dearly and tenderly love, I tell their faults and convict and convince them and reprove and chasten. I discipline and instruct them. So be enthusiastic and in earnest and burning with zeal and repent, changing your mind and your attitude. En ek staan stil by hierdie skrif waar die Here sê, kom en kom koop oogsalf van my. Want ek wil in die eerste plek hê, julle moet dit aan julle oë smeer, dat julle kan sien in watter toestand julle is. Hy praat met 'n lou warm kerk. As ons nie toelaat dat die Heilige Gees vir ons wys, en ons seisoene het soos Pessach, waar ons onsself kan evalueer en kan ondersoek. Onthou, deel van Pessach is die fees van ongesuurde brood, waarna ons kyk, wat is daar in ons lewe, wat nie aanneemlik vir God is nie, voordat ons kom by eerste vrug, Jesus wat opgestaan het. Hy kom en hy sê vir ons, kyk na julle geestelike armoede, kyk waar julle lyk soos die wêreld, kry goud wat deur vuur getoets is, dit is ware rykdom. Nou as ons kyk na die plekke waar hy vir ons sê, ons moet nou kyk, ons geestelike armoede, dis vir my so hartseer as ek sien, baie keer dan kyk ek na mense wat aardse rykdomme het, dan is hulle geestelik so arm, en so van die Here verwyder, en so deur die wêreld besmet. En die Here sê, maak seker, dat julle naaktheid
bedek is. Wat is die heel eerste ding wat met Adam en Eva gebeur het? Die oomblik toe hulle fokus sit op die vyand en op die wêreld, was hulle naak voor God. Dat die Here vir ons wys in hierdie tyd, is daar plekke waar ek en jy naak is, waar ons nie geklee is met die kleed van geregtigheid wat Jesus vir ons kom gee het nie. En dan goud, 1 Petrus 1 vers 7. En dit is hoekom daai maagde dit nie gemaak het nie. As ek en jy ernstig is met die woord van God en ons wandel met Jesus, dan gaan ek en jy van tyd tot tyd deur vuur gesittend word. Dan kry ons daai tye wat dit waaragtig moeilik met ons gaan. In ons finansies, in ons gesondheid, in ons huwelike. Plekke waar dit moeilik gaan en waar ons deur seisoene gaan wat ons weet, ek is nie vuur. Mag die Here ons die genade gee om op daai plekke ons te onderwerp aan sy woord, vir hom te vra watter woord, watter openbaring hy vir ons deur sy woord wil gee, dat hy ons kan skoonmaak, skoon kan was, en dat ek en jy die goud, die ware rykdom wat hy soek in en deur ons lewens, dat ek en jy daarvoor kwalifiseer. Die hele storie oor die maagde is nie iets wat so gaan nie. Dis 'n proses. En die Here sê daar is nog tyd. Ek en jy moet ernstig wees en kyk of in ons besige lewens Jesus die prioriteit is van alles. En dat ons seisoene en tye van besig wees vanuit die rus van God. Sy rus. Sy shalom. Wat is die betekenis van shalom? Dis nie net vrede nie. In die Hebreëus beteken dit dat alles wat heel en reg en voltooi is, wie hy is, kom in elke situasie in ons lewe in. En dis wat ons so nodig het in hierdie tyd. Dat ons die Heilige Gees sal vra om ons voor te berei. En dat ons hierdie verwagting en afwagting in ons hart het. Van Jesus kan enige oomblik terugkom. Die eerste kerk, sien ons soos wat Paulus hulle vir ons skryf, het verwag Jesus gaan enige tyd terugkom. Dit het nie gegaan oor die tyd waarin hulle gelewe het nie. Dit het gegaan oor, is ek so gereed dat Jesus vanaand kan kom? Of is daar nog goed wat ek in my lewe wil regskuif? John Bevere het 'n boek geskryf, The King is Coming. En iets wat hy sê wat my hart aangeraak het is, daar's mense in die eindtye waar ons is, wat fokus net op die wêreldgebeure en op wanneer kom die anti-kris na vore. Ons behoort niks daarmee te doen te hê nie. Natuurlik, die profetiese gebeurtenisse is belangrik, maar ons hele visie behoort te wees, Here Jesus, U kan oor 'n uur terugkom, ek is gereed. En ek wil vir julle dadelik sê, ek weet nie of ek so gereed is nie. Maar hy sê, ons het tyd. Kom ons gebruik hierdie tyd en vra vir sy Gees wat in ons woon, om elke plek waar daar 'n vlek of 'n rimpel op ons is, vir ons uit te wys, dat ons kan ons humble voor hom en kan repent en sê, Here, vergewe ons, maar help ons om met U volheid gekleed te word. Die koning is op pad om terug te kom. Amen. Enigeen wat 'n woord het of 'n visioen terwyl ek praat. Rudolf, is daar iets wat jy wil sê? Kom, ek sien jou. Tannie, die Here het daai skrif van Openbaring 3 vers 16 van 16 af vir my Vrydagoggend gegee. Is dit vir julle genoeg bevestiging, dat die Here dit bevestig in die gemeente? Dis die plek waar ek en jy is. Dis waar ons is. Die Here sê, kom, koop die salf van my. En laat toe, laat die salf doen,
wat ek bedoel het dit moet doen. Tannie Fransie, ek het eintlik net 'n getuienis oor die rus. Toe ek besig was met my graadstudies, toe kom verander Jesus ek en Wonnie se lewe en ons begin toe in die woord van God. Ek wil die woord belê gebruik want dit is 'n absolute belegging. En daar kom wys die Heilige Gees vir my van die rus in God wat die Sabbat is. En ons wat nou uit die NG Kerk uitkom wat nou gewoond is aan die Sondag, wat nou maar die rusdag is. En ons as mens wat gewoond is aan ek doen my huiswerk op 'n Sondag. Op skool het ek my huiswerk op Sondag gedoen. En ek is besig met my studies en ek het my studies op Sondag gedoen en hier kom die Heilige Gees en sê nee, is nou klaar. Jy moet by my kom rus op 'n Sondag, in my kom rus op 'n Sondag om weer nie te reset. En dit was vir my 'n verskriklike ding om te doen. En as ek van die Heilige Gees, maar hoe is dit moontlik want ek is 'n onderwyser, ek het 'n gesin, ek is besig met my studies. Menslik kan dit nie, ek moet op 'n Sondag werk. En die Heilige Gees het net gesê, vertrou my, moenie kom rus. En ek het daai besluit geneem dat ek nie op Sondag enigsins meer enigiets met studies sou doen nie. En ek het net gaan rus in God op 'n Sondag en gaan reset. En dan het gebeur, dan skryf ek op 'n Maandag eksamen. En as ek van my Heilige Gees, ek wil net gou hierdie Sondag, want ek skryf môre, en hy sê nee. En dit het so goed gegaan dat ek my graadstudie gekom laude het, deur nie op 'n Sondag te werk nie, deur in God te gaan rus, en die Heilige Gees my die vermoë gegee het om dit te kan doen, want ek baie kere met daai Maandag die eksamen gaan skryf, en dan sê ek vir Wonnie, ek weet daarom nie, of ek hierdie ene gaan deurkom nie, en dan kom die punte terug, dan sit ek cum laude. En dis 'n getuie wat ek net vir ons wil gee, en ek sê dit baie keer vir my kinders ook in die klas as ek voor hulle staan. Gaan 'n heel lekker naweek en gaan reset en spandeer tyd saam met God en moenie gaan huiswerk doen op 'n Sondag nie. En dan kyk hulle vir my so aan van, maar meneer, hoe kan jy dit sê? Dan sê ek moenie, want dit is jou tyd om te gaan reset en om te gaan rus in God en in God se woord te wees. Jy moet 'n Sabbat hê, 'n dag wat jy as 'n Sabbat voor God kan bring, dat hy dit kan heilig en kan reinig. Dis so belangrik, want dit is net hoe God ons as mense geskape het. En wanneer ons dit het, dan gaan ons in sy rus in. Dis baie belangrik. En ek wil nie ingaan op die Sabbatdag nie, want daar's baie goed daaroor, en veral iemand wat 'n trauma dokter is, het vir my terwyl die Here met my gepraat het en my hierdie goed laat ondersoek het, gesê aan die Fransie, nou wat van ek wat 'n trauma dokter is? So ek het dan nie 'n Sabbat nie. Jesus is die Here van die Sabbat. Hy het elke dag geheilig en gereinig, maar jy moet 'n Sabbat hê wat God heilig en reinig, en op sy sit wat hy jou wil ontmoet in 'n baie spesiale manier. Amen. Nog iemand wat iets wil sê? Daar sê Eljo gaan vir ons die verbondsmaal doen. Eljo, is jy op en is jy gereed? Maak net oop jou mic. Daar sê hy, ek sukkel net 'n bietjie. Môre, daar sê. Môre almal. Môre Fransie. As gevolg van die goed wat hierdie week gebeur het met my, het ek gevoel om weer te gaan kyk na 1 Korintiërs 11 vers 23. Ons weet almal dit gaan oor die verbondsmaal, maar as ons mooi kyk vanaf vers 23 wat sê, want ek het van die Here ontvang, sê Paulus, is dit duidelik dat Paulus nie na die evangelies verwys nie, maar dat hy 'n dieper openbaring van Jesus self ontvang het. 'n Openbaring veral van genesing, gesondheid en 'n lang lewe. Omdat dit 'n openbaring uit die troonkamer is dit vir elkeen van ons baie belangrik om aandag hieraan te gee. So kom ons kyk na vers 24, en nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En hierdie gedagtenis het ek baie aangedink. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Wat bedoel die Here hier met gedagtenis? Dis nie sommer net wat het ek gisterand geëet nie.
As ons kyk na vers 26 sê hy, want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Of ons kan dit anders stel, die bloed het die nuwe verbond vir ons geaktiveer. Ons moet in gedagtenis hou dat Jesus se liggaam gebreek is sodat ons heel kan wees. Sy bloed het gevloei sodat ons alles kan ontvang wat in Jesus aan ons behoort. Ons is erfgename saam met Jesus en sy bloed, dis vir my so kosbaar, het ons met die Vader versoen. Alles in die hemel en op die aarde is deur die bloed met die Vader versoen in Kolossense 1 vers 20. So, en dan sê vers 28, dit is waarom julle julleself moet ondersoek, voordat julle die brood eet en die beker drink. Ondersoek, onthou ons wat Jesus, sy liggaam en sy bloed vir ons gedoen het. Is ons dankbaar en ook plaas ons geloof in dit. Is ons doeners van die woord. Is ons gehoorsaam aan God. Doen ons wat hy op hierdie oomblik vir ons vra. Dan kyk ons na vers 29, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Dit is nie die aanklaer nie, maar onsself wat die liggaam moet onderskei. Met ander woorde, as ons die liggaam nie onderskei nie, sê vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes en 'n aantal het ontslaap. En hierdie onder julle is gelowiges en dis baie. Paulus gee vir ons hier 'n direkte oorsaak waarom baie swak is, siek is en vroeg dood is. So dis belangrik dat ons hierdie patroon sien, maar toe het die Here vir my verder gevat en dis nou waar ek begin het. Die Vader se plan was van die begin af om sy seun aarde toe te stuur, want hy wou 'n familie hê. Die familie wat Jesus se bloed en sy liggaam voorbetaal het, word die liggaam van Christus genoem. Elke wedergebore kind van Abba is 'n lid van hierdie liggaam. Of jy gister of vandag of die laaste halfuur jou lewe vir die Here gegee het, jy is lid van hierdie liggaam. Nou wat as ons in vers 29 sê, onderskei die liggaam? Wat as ons die geestelike liggaam nie onderskei nie? Nou kom ek terug na die begin toe. Die week wat verby is, het ek met mense te doen gehad, vrouens, wat veral gepraat het, en albei van hulle het vir my gesê, hulle bly net by hulle huise, want hulle hou nie van mense nie. Romeine 12 vers 5 sê, alles ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is, en ons as ledemate van hierdie een liggaam, hoort ons saam en het ons mekaar nodig. Wat van as ons as kinders nie onderskei wat 'n plek ons in die liggaam moet inneem nie, en ons nie ons verantwoordelikhede opneem nie, en dit wat deur ons aan die liggaam voorsien word, nie kan deurvloei nie. Efesiërs 4 vers 16 sê, elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie. Elkeen van ons het 'n rol om te vervul. My liggaam het baie dele en as hulle nie werk nie, is ek gestremd. Ons kan nie bekostig om gestremd te wees deur vrees of ongeloof of bang of bitterheid of al hierdie goed nie. Dit is belangrik dat elkeen van ons funksioneer sodat ons sy liggaam nie hinder nie. Al is jy diep weggesteek soos 'n nier, voel die res van die liggaam as jy nie funksioneer nie. En wat daarvan as die feit dat jy nie jou posisie in die liggaam van Christus opneem nie, dalk ook direk gekoppel is aan jou gesondheid. Want vers 29 sê, want as julle van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink julle oordeel oor julleself, as julle nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon het nie. Vers 30 sê, dit is waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is, en heel wat onder julle is reeds oorlede. Nou wil ek hê ons moet net bietjie kyk na die broodjie en die druiwesap wat ons nou gaan neem, en weet, dit is 'n bonatuurlike. Kom ons aktiveer die bonatuurlike in hierdie verbondsmaal. Hulle het met die eerste bloed dit aan die deurposte gesmeer en die hele familie was beskerm. En Psalm 105 sê, en almal was gesond.
So ek wil net vir ons bid. Hemelse Vader, dankie dat Jesus vir ons gestuur het om aan Jesus vir ons gestuur het om aan die kruis vir ons te sterf. Die brood herinner ons aan die liggaam van Jesus en deur die wonde het daar genesing gekom. En die bloed wat gestort is vir die nuwe verbond, vir vergifnis van ons sondes. So Here, ons bely al die plekke waar ons die liggaamskade berokken het. Vergewe ons asseblief. En Jesus, dankie dat U ons opnuut reinig deur U bloed. Ons eer U en dankie dat U vir ons intree by Vader. Dankie dat ons kan kies om aan U te behoort en ons lewe voor U neerlê. Ons loof en prys U in die kosbare naam van Jesus bid ons dit. Amen. You took the nails for me, a crown of thorns to set me free, and upon your back you bore the scars that I might be a child of God. And by your blood we overcome. 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 You took the nail for me, a crown of thorns to set me free. Upon your back you bore the scar that I might be a child of God, that I might be a child of God. By your blood we overcome. 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 Amen. Enigeen wat 'n woord het.
Nou, ek het nog 'n belangrike woord. Het jy 'n woord? Kom asseblief hier vore. Ek het 'n belangrike woord want ek het 'n gedeelte uitgelaat vanoggend. Dankie Karel. Okay, so ek wou dit nou eintlik net nou al gesê het, maar ja, dit was so vir my powerful deel van die Torah portion wat hy eintlik deur daai hele proses is, en as mens nou mooi saam die Torah portion gelees het, wat hy eintlik kom sê daar was hierdie goue kalf en die tablette wat gekom het, maar dan was dit so mooi waar Moses afkom en hy stel 'n tent op en hy is daar in die, hy noem dit the tent of meeting, die tent van ontmoeting, en hoe hy elke keer soontoe gaan en Joshua kom staan buite die tent en wag heeltyd saam vir hom, en hy verlaat hom nie, en elke keer as die mense sien hy gaan soontoe, dan is dit amper asof hulle almal, ek dink hulle sê daar wat hulle self prostrate en hulle almal gaan neer en hulle besef wel Moses gaan in vir ontmoeting. Ons het so aangejaag, ons het so verkeerd gedoen met hierdie goue kalf. Ons is net op afwagting oor wat nou hier gaan uitkom en hoe gaan die Here, hoe gaan Moses hierdie kan omdraai? En Moses praat met die Here en hy sê in 'n stuk eintlik hier in Eksodus 33, net voor dit wat hy sê en die Here praat met Moses soos 'n vriend. Maar dan is daar 'n baie mooi stukkie. So dan sê die Here vir Moses, maar dit sal so wees, my presence sal saam met julle gaan. So die Here, Moses sê eintlik vir hom, maar as Here, as u nie saam met my gaan nie en u wil hierdie mense uitwis, haal my naam eerste uit, blot my naam eerste uit, want dan wil ek ook nie saam gaan nie. As u presence nie saam met my gaan nie, dan wil ek nie saam gaan nie. En die Here sê vir hom, dis reg, dit wat jy sê, my presence sal saam gaan. Maar dan kom Moses terug en hy sê weer vir hom, if your presence doesn't go with us, don't make us go on from here. For who else is it to be known? For how else is it to be known that I have found favor in your sight? I and your people. En die Here het mos gesê, nou it's your people, go and your people, hulle het die kalf. Nou sê hy, I and your people, other than by going with us. That is what distinguish us, me and your people, from all the other peoples on earth. En dis eintlik net by hierdie plek dat ek besef, en nou kom dit by hierdie trading ground ook, wat hy sê is, so are we living as if the Lord is with us, because he's always there. Maar dan slaan hy ding vir my hart neer om te sê, nou, okay, maar hier is op hierdie trading ground van koop en verkoop, en ons kry, en wat doen ons met dit wat ons kry? En hy slaan hart neer om te sê, maar ons het niks nie, you that don't have any money, hoe kom jy na die Here toe? Want dan sê hy gee talents, 1, 2 en 5, en hy deel dit uit, en wie is jy? Die ene wat net dit op die grond gaan bære? So hy begin vir jou klein revelations gee in jou lewe, testimonies, wat goedjies in jou lewe begin gebeur, maar wat maak jy met daai testimony? Bær jy dit op 'n emmer, because are we going to be a city on a hill, or are we going to be a light under a bucket? En dis daai hele trading ground wat hy eintlik dan sê is, okay, maar hoe bring jy jou talents na ander mense toe? Hoe deel jy jou talents, jou revelations met ander mense? Are we living it as if the presence of the Lord is by ons? Wys ons dit die hele tyd, want overspil ons revelation wat ons ontvang het, ons testimonies die hele tyd. En dit het so vir my oopgebreek nou om te sê, maar die talents is eintlik ons trading wat ons ontvang, ons revelations wat ons ontvang. En dan kom hy terug en hy sê vir die een wat net een het, you wicked, ek het vir jou revelation gegee, ek het vir jou testimony gegee, jy het niks met daai trading gedoen nie, jy het niks met dit gedoen nie, ek vat dit weg, en ek gee dit vir ander. So, dis net om aan te dink, okay, maar hier kom revelation, hier kom testimony,
ons ontvang daai testimonie, sodra ons dit trade, sê hy, gaan hy net vir ons nog gee. Dan word dit net meer, ons gaan so swaar aan dit dra, dat ons dit nie, en dit is prosperity, ek wil nie praat van prosperity nie, maar dit is, so you want to receive more revelation, talk about your revelation, en trade met daai testimony. Amen. Sjoe, hy het nou soveel goed gesê, dat ek amper lus is om in 'n tweede preek in te gaan. Wat Karel nou praat van die talente, want ek was so baie van op die talente, is dit nou 'n talent om te speel, 'n talent om te preek, wat is daai talent, en die Heilige Gees het my ook eendag aan daai talente 'n bietjie vasgevang, en toe hy vir my dieper invat in daai talent, as jy gaan kyk na die woord waar die basiswoord, die grond, die wortel vandaan kom, is daai talent eintlik 'n vermoë, en dit het alles gaan verander, so God gee vir jou die vermoë, soos wat Karel nou sê, dis die vermoë om daai testimony te gaan deel. Wow, dis vir my altyd so lekker, dis hoe die kerk in Handelinge gefunksioneer het, nee, daar het 'n woord begin en dan die Here het oopgebreek, maar gedeelte wat ek nie aangeraak het nie, so 2 minute, is dat die woordjie verbaai in Openbaring is anders as in Jesaja. Dit is egiru, en egiru beteken, word wakker, staan op uit die dood, word wakker van om net te slaap en te lê en te sit, word wakker vanuit disease, siekte, word wakker, staan op en take your stand and stand. Dis die woordjie wat baie beteken in Openbaring 3, waar hy praat van die louwarm kerk, en hy sê, kom koop daai oogsal, want julle moet wakker word, en dit bring ons by Efesiërs 6, daai staan, bly staan, ons het die wapenrusting, nou moet jy bly staan, maar dan bring dit ons ook by Efesiërs 5 vers 6, waar hy sê, word wakker, jy wat slaap, hy praat met die kerk, en staan op uit die dood, want Christus wil in en deur julle skyn. So die woordjie verbaai in Openbaring 3, is dat ek en jy moet wakker word, en laat ons moet begin lewe, en laat die woord deur ons, laat ons die recording kan repeat, en die getuienis kan wees, wat Jesus ons geroep het om te wees. Amen. Nog 'n woord. Kom ons staan, en ons sê vir die Here dankie. Here, ons is so dankbaar vandag hier, waar ons staan en hierdie woord ontvang, waar ons die diepte van u woord kan voel, ontsluit word in ons. En ons gebed is, Here, dat hierdie woord ons sal transformeer, en laat ons die woord en die waarde van u woord sal toelaat in ons diepste wese, sodat dit die vrug kan voortbring. Here Jesus, u wat die onverganklike saad is, die woord is wat binne in ons is, op ons harte geskryf is. Ek bid dat u ons so sal transformeer, dat u woord weer lewend sal word deur ons elkeen se lewe en se getuienis, sodat u koninkryk kan kom, soos dit in die hemel is, so op aarde deur ons elkeen se lewe. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy shalom.